Hartlike goeiemôre, good morning. Moenie vir my vra wat ek daar neer nie, maar het voel net vir my lekker nou. Jy is vol nuwe wysies vanoggend. Baie dankie, wys jou net, nee. Hartlik welkom. Dankie, is lekker om hier saam met jou te wees weer eens. Vanmôre kollega. Dis 'n heerlike nuwe dag en dis fantasties om weer saam met julle te kan wees. So Pieter, dankie vir my koffie vanoggend. Dis 'n groot plesierigheid man. Jy moet nou nooit weer vir mense sê ek skink nie vir jou 'n ou koppietjie koffie. Ek wil net nie mors nie, so ek sal nou 'n slukkie neem. Asseblief nie. Nou luister, ek weet ek het vroeër in die week bietjie gesukkel met autoritatisme. Hier gaan ons alweer. Maar plek sê ek maar net dit is soos om geboelie te word. Ja. Maar sy, jy sien, ek wil net sê ek het 'n bietjie gaan naslaan oor my dinge en ek het die hele dag in my kar gesit en daai woordjie herhaal, maar daar het jy dit, ek kan dit doen. Ons gaan begin, ek weet ons moet by die stories uitkom, maar ons gaan begin met 'n nuwe segment, né? Ja. Nee, ek sal eers goedkeuring vra. Pieter se woord van die dag. Ons kan daarmee begin. En dan kan ons met nog een begin waar ek 'n woord kies. Is ek nie die minister van die HT nie? Is dit nie wat Jy is ons woordeboek. Dan sal ons 'n paar Kom ons doen dit. Kom ons doen dit. Ek is game daarvoor. Nou ja, waarna kan jy vandag uitsien op goeiemôre, good morning, buite ons voornemende nuwe insetsel. Ons gaan ook bietjie gesels met Crème Classique skincare, ons droë gebarste hakskene die winter die korrekte manier te laat behandel. Sy gaan vir ons 'n bietjie daarvan vertel. Ons gesels ook oor vroeë kinderontwikkeling en bekommernisse daar rondom. Antjek president van Prime Media, Toby Barnard, kom gesels oor die Qatar Airways Premier Paddle Tournament. Ons maak 'n draai deur die kleurvolle Namakoland om te hoor wat vanjaar se blomseisoen inhou. Dis daar in die pragtige Handam distrik. Die Handamberge, daar kom weer 'n liedjie in my kop. Want ek gaan ook oor Rigaan Brosou se nuwe musiekvideo en sy nuwe liedjie Mielielande gesels. Van die Handamberge na die Mielielande sonder skurwhaakskene. En met 'n stukkie paddle daar in tussenin. Daar is jy by goeiemôre, good morning. Hoe's daai? Wat 'n pragtige opsomming. Weet jy, ek is mateloos beïndruk, hoor. Soos net ek dit kan doen. Baie dankie. Pieter, het jy nie vir ons 'n interessante brokkie daar nie? Jy wil my sommer hierdie diep water gooi. Ek deel graag met jou 'n interessante blokkie. Hoor gou hierdie enetjie. Hier ek wil met my brilletjie. Jy sien, jy hou vir my slim vandag. Die Kaapstad se metro het pas sy heel eerste elektriese MyCiTi bus verwelkom. 'n Goeie tree na skoner, meer volhoubare en hopelik goedkoper openbare vervoer in die moederstad. Hierdie e-bus is die eerste van 38 wat na bewering nog vanjaar afgelewer sal word. Die e-bus is 'n 12 meter lange Volvo BZRLE battery elektriese bus. Die model is die eerste MyCiTi busse waarvan die bakwerk in Suid-Afrika ontwerp en plaaslik in Gauteng vervaardig is. Volgens Rob Quintas, burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit in die Kaapstad Metro, het sommige lande wat e-busse gebruik 'n vermindering van tot 70% in bedryfkostes aangeteken en omdat daar minder aan brandstof en onderhoud bestee word, kan dit bydra tot beter tariewe vir pendelaars in die toekoms. Die bus sal nou eers op verskeie roetes getoets word voordat dit na verwagting vanaf Julie volgende jaar amptelik in werking gestel word. Die bekendstelling kom kort na 'n omstrede verhoging in MyCiTi se tariewe waar die prys van 'n maandkaartjie van R1,000 tot R1,500 vermeerder het. Die metro sê dat die verhoging weens die stygende prys van diesel en onderdele onvermydelik was. Volgens die stad het hulle lank miljoene rande se ekstra brandstofkoste self absorbeer voordat hulle die tariewe moes aanpas. Die metro ondersoek tans ook ander maniere om inkomste te verhoog en kostes te sny, sodat die MyCiTi diens bekostigbaar en betroubaar kan bly. Lekker, hier gaan ons nou. Goeie vordering. En die moederstad is nou weer eerste daar met 'n elektriese bus. Ja. Jy gaan hom nie hoor, jy sien hom net verbykom. Kyk, ek dink dit is vir my goed om te weet, want ek dink dit is nou een van die stede waar daar nogal redelik pendelaars is. Ek wens partykeer ons kon meer pendel hier waar ons is. Ja. Jy weet natuurlik het ons die goudtrein, maar ek dink net dit maak dit baie meer gerieflik. Ek weet dit gaan nou weer kommerwekkend oor die skielike styging ook van R1,000 na R1,500, maar ek het nou al geleer as 'n ou mooi luister na iemand soos Tuis wat finansiese goeders ken, dan is dit partykeer nodig om 'n groter sprong aanvanklik te maak en dan die verhogings 'n bietjie kleiner te maak later soos wat die dinge verbeter. Maar ja, ou besef nie hoeveel stadsrade wat reg bestuur word en goeders, nou moet ek daar ook mooi dink wat ou het ons mag hoor. Die stadsrade en goeders is nie almal wat hulle moet wees nie. Die munisipaliteite. Maar as dit nou reg gehanteer word,
dan word daar baie geld geabsorbeer om die koste so laag as moontlik te hou vir ons as man op straat. Wel daar het jy dit. Miskien moet jy aansoek doen vir 'n pos daar. Tsing, nee, wat ek bly maar net hierso is met my autoritatisme. Ja, hy het vir hom gaan oefen, julle. Hy het vir hom gaan Ek wou oefen. net sê ek kan autoritatisme sê. So 'n bietjie hakerig, maar ek's amper daar. Asseblief deel met ons 'n storie voordat ek nog 'n woordjie uitdink vir die Ja, dag. al wat ek sê is jy het nou jou punt gemaak. Ons glo jou. Okay, Ons glo dankie. jou nou. Ek het hom, ek vat my koffie. Goed, 'n ander storie. Ek weet nie of jy het jy al oor die voorreg gehad om in Italië te wees? Bietjie warm. Ja, ek Wat? was Wat 'n pragtige land, nê? Nee? Ek wil net teruggaan. pragtige land en hulle praat mos almal so en hulle het mos 'n baie Parla Italiano, né? Ja. Goed, so wetenskaplikes in Italië is tans besig om 'n nuwe manier om vulkane te monitor te toets. Nou op die vulkaniese eiland Vulcano of die Italianers sal seker sê Vulcano, né? vulkaan. Aan die kus van Sicilië gebruik navorsers spesiaal toegeruste hommeltuie om die gasse wat uit die vulkaan se krater vrygestel word te meet. Die hommeltuie vlieg deur of agterom die vulkaniese gaspluim terwyl lasersensors en ander instrumente aan boord gasse soos swaalverbindings, kloor en broom ontleed. Wetenskaplikes meen dat veranderinge in hierdie gasse een van die vroegste tekens is dat daar nou dinge onder die oppervlak gebeur, nê? So ek gaan aan hierdie vulkaanuitbarsting ook dan nou moontlik ook nader kan wees. Goed, ons beweeg vorentoe of aan. So die grootste voordeel is veiligheid. In die verlede moes navorsers dikwels gevaarlike gebiede binnegaan en beskermende toerusting dra om monsters te versamel. Hommeltuie kan nou dieselfde werk doen sonder om mense se lewens in gevaar te stel. So die tegnologie stel wetenskaplikes ook in staat om meer gedetailleerde data te versamel deur presiese roetes te vlieg en dan ook aan te pas by veranderende toestande. Luister, maar is interessant hoe hommeltuie weer ook, jy weet, gebruik word om hierdie tipe van navorsing te doen. Al meer en ek dink dit is werklik iets wat 'n mens in die toekoms nog meer gaan sien, want ek dink dit maak dinge net soveel makliker en daar is eenvoudig iemand nodig wat daai hommeltuig beheer of met hom kan vlieg. Het jy al gesien as die navorsers maar daai blink pakkies mos ook so staan, foto's wat jy nou al gesien het, dan staan hulle nou daar by daai warm lava en dinge en probeer nou monsters insamel. Ek wonder wat doen hulle om die hommeltuie te beskerm? Sy toegedraai in tinfoil. Ai, dis 'n baie goeie vraag daai. Kook hy verby. Wat kan jy dink jy verloor so iets? Dit is nogal, ek weet baie mense is mos altyd baie bekommerd. Natuurlik. Ja, hulle Was stuur daai hom hommeltuig en iets vasvlieg. want hulle moet obviously gasse insamel. Dis nie dat hulle footage kan gebruik en dit dadelik kan herlei na een of ander hoofraam rekenaar toe nie. Maar ja, met die wetenskap en die dinge wat altyd 'n stapie voor ons sal bly, wil ons vir jou vra om te bly net waar jy is, want ons het nog leerlike geselsies en allerlei interessante nuus wat ons met jou wil deel net hier by Goeiemôre, Good Morning. Onthou ook om ons sosiale media platforms te gaan volg. Ons sien vir jou nou weer. Lekker. Vandag gesels ons oor 'n baie algemene probleem wat baie mense raak, veral gedurende die wintermaande. Skurwe en gebarste hakskene. Waarom gebeur dit? Wanneer moet 'n mens bekommerd wees? En wat werk regtig om dit te behandel? Michelle Lou, produkspesialis by Creme Classic Skincare, is hier om my 'n bietjie meer daarvan te vertel. So, vertel vir my. Die belangrikste vraag van alles is, hoekom kry 'n mens skurwe hakskene? Eers goeiemôre. Nee, maar hartlike goeiemôre. Dis vir my lekker, maar ek is nou so bekommerd oor die skurwhakke. Ja, skurwehakke is 'n probleem, nê? Nie net kosmeties nie, dit is nie 'n lekker ding om te hê nie. Maar as mens eintlik daaraan dink, die vel onder op die voete het omtrent nie oliekliere nie. En jy staan die hele dag op daai voete, so daar's baie wrywing op jou voete. So die vel daar moet meer gehard wees. So dit maak dit al klaar moeilik dat daar nie genoeg vog is en genoeg olie is nie.
En as jy nou daai ou steentjie wil vat of so en dit wil glad vuil. Weet jy, daai skrob werk, maar ek het nou al gesien oor die laaste tyd, hoe meer jy skrob, hoe meer stimuleer jy die brein om nuwe vel te maak. So jy moet eintlik nie so baie skrob nie. Jy moet skrob sê net maar maandag, dinsdag, woensdag los jy dit en dan donderdag begin jy weer skrob. En natuurlik dan moet jy nou natuurlik jou heelbalm ook dan nou opsit. Dit is die ding, want is dit net 'n kosmetiese probleem of kan dit ernstiger raak? Dit kan ernstiger raak. Kosmeties dink ek gaan dan meer oor die mans en die vrouens wat dalk 'n kamer deel en jy sien daai voete lyk nie so mooi nie. Of jy staan in die ry agter iemand en jy sien hierso het ons nou 'n bietjie hulp nodig. Ja. So kosmeties is dit net nie mooi nie, maar as dit dan nou erger raak en dit bars diep en dit begin bloei, kan dit ook sekondêre infeksies veroorsaak. Veral vir mense wat diabetes het en alle bloedsirkulasie probleme ook so. Dis Michelle, jy praat van ernstig, nee, dat dit kan begin bloei ook. Dit doen, ja, want dit bars en is seer en is droog. Dit is ongemaklik. Maar ek weet gelukkig het jy 'n oplossing, want hy hoor ook mos maar gereeld van balms wat nou 20% of so iets wat dit urea bevat en so. Ja, 20% urea. Urea, ja. Eintlik as jy daaraan dink, as jy in die woestyn is en jy raak sonder water, dan kan jy jouself help met jou eie urea. Maar mense moet verstaan, daar's nou nie urea hier in nie. Ja. Dit is sinteties. Maar dit het verskriklike hoë hydrasie eienskappe. So wat die 20% heelbalm doen van crème classique is, dit trek die water in die vel in ook, maar terselfdertyd maak dit ook die vel sag. Mense noem dit 'n keratolitiese effek. So dit maak die vel sag, sodat daar elastisiteit is, laat die vel dan nie bars en seer is wanneer dit droog word nie. En dit klink so of dit onmiddellik effektief kan wees of baie gou vir jou net verligting kan gee. Letterlik oornag, jy gaan die volgende dag en jy voel jou hakke voel al klaar beter. So skrob, heelbalm. Skrob, heelbalm. Dis hoe jy dit gaan gebruik. En ek wil net sê, daai woord wat jy nou gegooi het is urea, nee? Ja, Ek wil net sê, urea kan ons dit 'n oplossing. dis dit so. Hoor jy, en kan hierdie crème classique heelbalm gebruik word vir eelte? Ook wat jy kry op Ja. tone. Weet jy, mens kry nogal eelte so op jou vingers Ja. ook as jy ouer is. So ons het nogal gesien, van die dermatoloog beveel dit ook nogal aan om van daai urea of van daai heelbalm dan op te smeer ook, want weer eens dit maak die vel sag. Mens moet dan nie die vel aftrek nie, maar dit skilfer dan van self af ook. So dit help definitief vir daai seer of vir die tannies wat so baie hikkel, daai eelt ook, jy kan die heelbalm gebruik daar. Nog 'n belangrike ding, het ou voorskrif nodig of kan 'n ou dit kry? Nope. So gou as moontlik na jouself om te sien en te verbeter. Jy loop in die rak af met jou plakkies met jou gebarste hakke en jy gaan koop dadelik vir jou hierdie. Weet jy, maar ek sal ook van hierdie kry dat ek hom net so, ek het nou nie 'n handsak wat ek kan saamdra as julle dames nie, maar ek dink so nou en dan sal ek 'n ou ook net op die skouer tik en sê, my vriend, Eureka, probeer hierdie ene van crème classique. Ek het gecheck, maar jy het nou skoene aan, maar ja, volgende keer sal ek check Ek of sal jou dit met hakke liefde regtig uittrek op, goed want kyk, lyk. ek sal 'n elmboog kry as ek met 'n skurwaak in die kooi klip saam met my duifie. Ek sou so hoop, ja. Michelle, maar nogmaals baie dankie vir die kuier. Ek is bly daar is 'n oplossing, hoor. Dit was Baie. lekker om mee te wees. Nou ja, moenie wag totdat die hakke pynlik of diep gebars is nie. Gereelde velversorging, goeie bevochtiging en die gebruik van crème classique heelbalm kan help om die probleem te voorkom en te behandel. Beskikbaar by uitgesoekte Dis-Chem apteke, Takealot en aanlyn by www.cremeclassique.co.za. South Africa's early childhood development sector is showing signs of expansion with more children enrolled and increased government support. However, new data reveals that access alone is not enough, as most children are still not developmentally on track by age 5. More than 60% of South African children are not developmentally on track by age 5, raising concerns about early learning readiness. Monitoring, evaluation, research and learning specialist at Breadline Africa, Nyaratso Mutana, joins us to talk more about this concern. Goeiemôre, good morning, and thank you so much for joining us. Good morning to you and your viewers, and thank you for having me here. What are your thoughts on the concerning finding that more than 60% of South African children are not developmentally on track by age 5?
I think this statistics is really alarming or concerning, and it is not a new statistic, especially for organizations like ours that are working in the early childhood development sector. What this number means is that by the time that the child enters grade 1, they are already not developmentally on track. It means that they are starting a primary school or even just that basic education continuum with learning gaps. So it is really concerning, because even with the Peel study as well, I'm sure you know that it says that by the time that the kids get into grade 4, or when they 10 years old, 81% of them can't read for meaning. So it is really concerning, because you see that the children are progressing in the education sector, but they are progressing with education gaps. And this is a huge risk, because obviously we know that when they get to grade 12, they are likely to fail, or they are also likely to drop off before the way they get to grade 12. So it's really important that, we focus on early childhood development, and that we provide, all the resources and the support that is required for the children to enter at least grade 1 or the foundation phase with all the knowledge and the skills that they need for them to be able to progress through the education continuum. So, what are the main factors driving developmental delays in South African children before they enter formal schooling? So there's so many factors that we are seeing that actually compounds this. So obviously, for instance, Braille and Africa ourselves, we work to support in support of infrastructure, facilities especially for poorer communities in South Africa. We're based in Cape Town, but we work across 9 provinces. But what we also see in these ECD centers is that they don't have adequate or conducive learning environments. Your classrooms, your toilets, your sick bays, or your kitchens, or even playgrounds or jungle gyms that they need. So this is one of one of the reasons why they always they're behind. But you also look at issues like teacher training as well. The practitioners, the ECD practitioners, are not adequately trained for them to be able to teach or to impart skills to the children. And then there's also issues to do with financial instability as well. When an ECD center maybe does not have enough money to run the ECDs, it's really difficult for them maybe to even just feed the children, if you look at health and nutrition, and also inadequate access to resources. So we know that, books, toys, they need this for early stimulation. So if they do not have all adequate resources, then it's really difficult for them to teach their children. So this is really it's sort of like a combination of different reasons why, they are not ready by the age of 5. Now, we've got a couple of seconds left, but I would like to just refer to the intervention from the government side. Do you think it's enough to fix early childhood development challenges? I do not think it is enough. I think it needs support from organizations like ours, some foundations and trusts that are investing in early childhood development. So it's not just like the government alone that should be focusing its interventions there. It's everybody that should be bringing in resources, because I spoke, if you look at what we spoke about earlier on, I spoke a lot about, access to resources. So the government should get support from community-based organizations or NGOs that are on the ground to ensure that they get the support, because if we just leave this effort to the government alone itself, it's really difficult for them to respond to the needs. I'm going to have to interrupt you there. I do apologize, but thank you so much for joining us. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning, net hier op Via. Ek is Arnold Geerts en dit beteken dis sporttyd. Premier Paddle en Prime Media het onlangs hande gevat om vir die eerste keer ooit die Qatar Airways Premier Paddle Tour of Suid-Afrika toe te bring. Visie-president van Prime Media Sport, Toby Badenhorst, kuier vandag saam met ons om meer oor die toer hier te gesels en ons te vertel van watter wêreldklas spelers hulle lok. Toby, lekker om jou saam met ons te hê. Dankie vir die vroeg opstaan vanoggend. Nee, dankie Arnold. Toby, hoe het dit gebeur? Hoe kry mens so groot toernooi hier in Suid-Afrika? Ja, ons het so Prime Media Sport so 2 jaar terug begin en ons het navorsing gedoen oor watter sportkodes wys die vinnigste groei in die land en
Ek neem aan as jy elke hoek deesdae verbyry, is daar 'n paddelklub of paddelbane wat gebou is. En dit is weer die vinnigste groeiende sport, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook wêreldwyd. En die syfers wys vir ons, jy weet van Playtomics data wat ons gesien het, daar's nou 500,000 geregistreerde spelers in Suid-Afrika. Daar's meer as 80,000 maandelikse deelnemers wat die sport weet aan deelneem. Daar's 1,500 bane wat nou gebou is in Suid-Afrika en meer as 450 klubs. Jy weet, so dis 'n goeie fondasie wat nou geskep is die laaste 5 tot 7 jaar vir ons om uiteindelik nou 'n groot internasionale toernooi aan te bied en dan vir weet om spelers die kans te bied weet om te kan deelneem in die toernooi. Hoekom het paddle so ontplof in Suid-Afrika dink jy? Eerstens, ek dink dit is dalk 'n makliker sport om te speel. Dit word baie vergelyk, jy weet, met tennis en weet muurbal ook. Maar ek dink dit is baie weet klubs wat omskep word in weet in hierdie geleenthede om te kan deelneem in paddle. Ek weet daar's ook sprake van dat die sport dalk by die toekomstige Olimpiese spele weet ingesluit kan word. Ek is seker dit gaan kom. Weet met 2032 dalk, jy weet so ek dink dit is veral 'n sport wat baie populêr is in weet die Latynse wêreld of gedeeltes van die wêreld, veral in Spanje, in Argentinië, Mexico en Italië. Maar weer eens die syfers wys vir ons dat globaal is Suid-Afrika gelys as een van die top 5 lande wêreldwyd wanneer dit kom by deelnemers in terme van die daaglikse paddelbesprekings. En ook met Red Bull TV wat die Premier Paddle toernooie weet beeldsend, weet hulle data wys ook dat Suid-Afrika top 5 land is in terme van kykers wat die sport volg. Die toernooi word bestempel as 'n P1 toernooi, wat beteken dit? So dit is maar as ek kan vergelyk met tennis, jy weet in paddle het jy ook jou 4 majors, soos wat tennis hulle 4 Grand Slams het. Tennis het jy ATP 1000, 500 ensovoorts. So die P1 is maar soortgelyk as 'n ATP 1000 toernooi. So die prysgeld is 479,000 euros en net onder die 10 miljoen rand wat weet op die spel is en dan ook weet 1000 punte in vergelyking met 'n P2 wat 260,000 euro en dan die helfte van die punte is. Ja, so ons was aanvanklik 'n P2 toernooi, maar met die oorlog wat die Midde-Ooste uitgebreek het ons uitgereik na Premier Paddle toe om te sê hoor die Qatar weet toernooi gaan teen dalk nie plaasvind nie en toe is ons opgegradeer na 'n P1 toernooi toe. So wat beteken dat die wêreld se beste spelers almal moet kom deelneem vanaf die 26ste Julie tot die 2 Augustus toe. Dit was juist die volgende vraag. Vertel vir ons watter spelers kan ons verwag om te sien? So ja, soos ek sê, beide die wêreld se beste mans en vroue spelers is almal weet bekend en weet bespreek vir die toernooi. Weet so Tapia en Coelho, ek dink as deel van hierdie toernooi is daar ook 'n groot werk vir ons om te doen om hierdie spelers hoe kan ek sê bekend te maak en jy weet te bemark in die Suid-Afrikaanse publiek en so ook ons Suid-Afrikaanse spelers wat gekwalifiseer het. So daar's nagenoeg 224 spelers, mans en vroue wat gaan deelneem aan die toernooi. Ons het ongeveer 20 vroue spelers van Suid-Afrika wat in die totale groep van 80 gaan deelneem. En in die mansgedeelte is daar 12 Suid-Afrikaanse mans weet wat dan deelneem uit die groep van 144 uit. So 'n goeie geleentheid vir hulle om punte te kan verdien en dan ook soos ek sê 'n naam vir hulle self te kan maak. Nie net in Suid-Afrika nie, maar ook wêreldwyd in die paddelmark. Net soos in tennis moes ons heel duidelik kwalifiseer van ons spelers, maar vertel vir ons van ons Suid-Afrikaanse plaaslike spelers wat ons in aksie kan sien en van die tennisspelers wat paddel toe gegaan het. Ja, so in die vroue afdeling het ons vir Linke Steenkamp en Zoe Creer, Zoe ook weet 'n dogter van voormalige Springbok Ruben Creer. Hulle gaan deelneem in die hoofafdeling van die vroue span. Dan in die kwalifiserende ronde het ons 'n hele groep Suid-Afrikaanse spanne wat gekwalifiseer het omdat baie van internasionale spelers weet van hulle het onttrek, so wat die deur dan oopgemaak het vir hom deel te neem. So 20 uit die 80 vroue deelnemers gaan Suid-Afrikaners wees, weet wat goed is vir ons. En in die mansafdeling spelers om vooruit te kyk is Luan Kriege, Richard Ashford. Hulle is die eerste gelys weet op die ranglys in Suid-Afrika. Adam van Aerten en Warren Keane is dan die weet tweede ook op die ranglys. So ons het 3 manspanne in die hoofafdeling en dan nog 3 in die kwalifiserende ronde. So dit begin
Sondag die 26ste Julie tot Sondag die 2de Augustus toe by die Sunbet Arena hier in Pretoria. En kaartjies is tans beskikbaar op weet Ticketmaster en ons het weet ook lesse geneem van die ander sportkodes waar weet so pryse is bekostigbaar. Kort R250 tot R650 vir die eerste gedeelte en dan R650 tot R1250 vir die latere gedeelte. Maar die finale naweek is alreeds die kategorie 1 kaartjies is alreeds alles uitverkoop en word soos soetkoek op die oomblik verkoop, weet vir mense wat belangstel in paddle. Dit word ook heel duidelik en kan gebruik word vir bewusmaking van die spel, nie waar nie. Dis regtig eintlik waaroor dit gaan op die ou einde. Ja, ek meen uiteraard van die saak as Prime Media het ons ook die TV-regte bekom om die toernooi te kan beeldsend buiten die promosieregte. So dit vorm deel van 'n 3 jaar lange kontrak wat ons geteken het met Premier Paddle. So Vrydag 31ste Julie tot Sondag die 2de Augustus kan mense die spel volg op Red Bull TV. En dan vanaf Maandag die 27ste Julie tot Sondag die 2de Augustus sal dit gebeeldsend word op ESPN Africa, die hele Sub-Saharan Africa weet gedeelte op DStv kanaal 218. En is ook in die Disney Plus app waar mense dit kan kyk. So buiten die sport is daar ook hoop vermaak wat ons op die spel gesit het met baie plaaslike kunstenaars wat gaan optree. Daar's ook 'n hele kommersiële of weet 'n brandaktiveringsgedeelte weet wat gaan plaasvind. So hoopvermaak, kos, stalletjies en alles weet wat 'n mens kan verwag by so 'n tipe event ja. Heel duidelik 'n groot oomblik vir Prime Media om die soort van ding te kan aanbied, nie waar nie? Ja, weer eens, ek meen Prime Media is uiteraard vir die saak baie bekend in die radio en weet die bemarkingsgedeelte van die spel, maar sport, soos wat ons weet, is na in die hart van by Suid-Afrikaners. En Premier Paddle is 'n groot geleentheid vir ons om te kan wys, jy weet wat ons kan doen in terme van die aanbied van die toernooi. Paddle is ook 'n nuwe sport, weet wat ek dink almal so 'n bietjie onseker, jy weet ons weet almal neem deel, maar wat kan mense regtig verwag van dit? So ek is baie bevoorreg om in Desember die Premier Paddle finale in Barcelona te kon besigtig en dit is ongelooflik die spoed van die spel, jy weet Dis asemrowend. Ja, absoluut. Jy weet, so ek dink Suid-Afrikaanse sportliefhebbers of jy nou regtig paddle belangstel of nie, ek dink daar's 'n goeie geleentheid vir weet mense om kaartjies te kan koop en dit kan sien, jy weet, saam met hulle gesinne om die dag te kan bywoon. Toby, baie lekker om jou saam met ons in die ateljee te gehad het. Hoop jy gaan vir ons die wenners bring. Absoluut. Die volgende week. Ons sien uit daarna. Dis dan dit wat paddle aanbetref 'n groot oomblik vir Suid-Afrika. Bly ingeskakel, ons is net hierna terug en dan gesels ons oor 'n ander tipe van toer, blomme in Namakwa-land. Elke jaar verander Namakwa-land en die Handtam Karoo wanneer miljoene veldblomme bot en dit besoekers van reg oor die wêreld lok na iets asemrowend. Terwyl ons regmaak vir die einde van die winter en die begin van die blomseisoen, gesels ons vanoggend met Johan Kotse. Ons vind uit wat besoekers vanjaar van en in die Handtam Karoo kan verwag. Baie welkom hier by ons. Baie dankie. Goed Johan, vir mense wat dalk nou nog nooit die Namakwa-land gedurende die blomseisoen besoek het nie. Hoe sou jy daai eerste ervaring beskryf? Ja, ons woon en ons bly in 'n baie spesiale plek. Ons het baie mense verwar baie keer die Namakwa-land met die Handtam Karoo. So ons Nieuwdwil area self, ons is in die Handtam Karoo en dan die Namakwa-land ook natuurlik. So wat gebeur is begin Augustus normaalweg begin die blomme blom in die Namakwa-land en dan kom dit deur na die Handtam Karoo toe. Ons het bietjie ander ervaring by ons het baie goed om te doen daar en ons het nie net die Namakwa-land se daisy soos jy dit in die Namakwa-land kry nie, ons het die bolplant ook. So dis heeltemal 'n ander ervaring. So wat mense gewoonlik doen is jy kan nie net 'n dag of 2 in Nieuwdwil spandeer, jy moet 'n week kom spandeer. En met dit sien jy al die bolplante. Ons is reeds soos ek hier sit vandag, is ons blomme al reeds daar. Ons is hierdie jaar 'n bietjie vroeër as normaal. Ons het vroeër reën gekry. So die blomme is reeds daar. Maar dit is iets wat jy iewers in jou lewe op 'n stadium moet doen om die blomme te ervaar. So is 'n besonderse ervaring. Ja. Met daai in gedagte wil ek tog vir jou vra,
Wat is dit wat die blomseisoen so uniek maak, jy weet, selfs op wêreldvlak? Ja, ons het soos ek sê, ek is weer terug by Leeuwarden. Ons het 'n baie interessant, hulle verwys ons na die bolplant hoofstad van die wêreld. Interessant wat gebeur het baie jare terug, het die Hollanders kom navorsing doen. Ja. Hulle het in 'n 10 meter radius so iets soos 300 verskillende spesies geïdentifiseer en hulle verwys spottenderwys na ons as die bolplant hoofstad van die wêreld. En die naam het toe gebly daar. So ons is, soos ek sê, ek wil nie die Namaqualand regtig onderskei van ons nie, maar ons het 'n baie unieke ervaring met die bolplante gedeelte. So dit maak dit bietjie meer spesiaal as net die gewone Namaqualandse daisy. Nou, jy sê nou vanjaar is die blomme nou so 'n bietjie vroeër en ek is seker van of althans ek kan nie dit sê nie, maar 'n mens wonder of dit nie dalk, jy weet, so half 'n ekstra inspuiting gee vir toerisme in daai spesifieke gebied nie, maar wat ek wel vir jou wil vra is, jy weet, wanneer 'n mens kyk na so 'n ervaring en die blomseisoen, is daar 'n spesifieke tyd wanneer mense moet kom kyk en wanneer is dit dan die beste? Ja, dis 'n baie moeilike vraag om te antwoord want alles gaan oor die reën. So dit verskil maar van jaar tot jaar. Ons normale piekseisoen is gewoonlik 15 Augustus Ja. op 'n normale jaar, maar hierdie jaar het ons vroeë reën gehad, so ons blomme is reeds daar. So ons hoop vir nog reën, dan gaan die seisoen baie langer wees. So dit alles gaan oor die reën. Die reën bepaal maar die hele blommeseisoen, maar normaalweg praat ons van so 15 Augustus na 15 September toe. Die normale seisoen. Ons het spottenderwys sê is altyd dis 'n besonderse jaar. Hoe besonder dit gaan wees, weet ons nie altyd nie, maar dit is 'n verjaardag is 'n besonderse jaar. Ja, natuurlik. Goed, nou dan wil ek ook vir 'n oomblik stil staan by die botaniese tuin, want daar is ook gidse wat plantliefhebbers is en wat die streek baie goed ken. Tot watter mate dra daai kennis by tot iemand se ervaring? Ja, verseker, dit is iets wat jy moet doen is om die botaniese tuin te besoek. Al hierdie bolplante kom voor in die botaniese tuin en daar's gidse wat opgelei is en jy bespreek vir jou toe en hulle vat jou reg en hulle wys jou al die verskillende bolplante spesifiek. So dis 'n besondere ervaring om die botaniese tuin te besoek. Daar's natuurlik baie ander goed. Ek wil nog weer uitbrei. Nee, maar dit is my volgende vraag. Wat is sommige van die ander hoogtepunte? Ja, dan het ons het 'n kokerboomwoud by ons wat baie besonder is. Hulle praat van die grootste in die suidelike halfrond. Dan het ons 'n waterval wat baie mooi hierdie tyd van die jaar loop, is wat iets besonders is. Dan het ons as ek verder gaan, ons het 'n baie besonderse kerk. Mense besoek die kerk en dan sê ons het die tannies bak pannekoek tydens blommetyd by die kerk, maar dit 'n lekker okasie maak. Dan ons het verskillende restaurante waar die ouens tradisionele kos doen. Byvoorbeeld ons doen afval en al hierdie interessante goed. Mense ry van heinde ver vir die afval. Dan het ons as jy verder aangaan, die botaniese tuin is natuurlik daar. Dan is 'n plek wat is noem Maatjiesfontein. Dis 'n plaas waar daar baie mooi blomme is. Dis 'n sirkelroete wat jy ry. Dan het ons Papkuilsfontein. Dis ook 'n besondere plek om te besoek. So ja, daar's baie om te doen. Ja, en ek wil net sê, ek het nou al die voorreg gehad om daar te kom kuier en jy het daar moeite gedoen om vir my die kerk te gaan wys wat werklik baie besonders is. Maar ek het nie aan die pannekoek gesmaal nie. So Ja, daai is verstaan, dis vir my 'n probleem. Ja. Goed, ons beweeg aan. Jy weet want 'n mens hoor dikwels dat mense sê geen blomseisoen is dieselfde nie. So wat sê maak elke jaar se blomseisoen anders? Het dit te doen met die kleur byvoorbeeld in die verskillende spesies? Ons het interessante blomme. Daar's byvoorbeeld 'n spesifieke blom wat nie noodwendig elke jaar daar is nie. Ons het 'n blom wat ons praat, ons noem dit die aandblom. Ek het nie sy wetenskaplike naam nie, maar dis 'n blom. So blomme, daar's 'n sekere temperatuur wat jy nodig het om blomme te kyk, 18 na 20 grade toe voor die blomme oopmaak. Die aandblom, al die blomme kyk na die son toe. So ons sê altyd vir mense, as jy blomme kyk, moet jy met die son met agter jou rug wees. Want dan kyk die blomme na die son toe. Maar hierdie aandblom, hy kyk weg van die son af. 'n Baie interessante blom. Hy kom net tussen 4:00 en 5:00 in die middag. Byvoorbeeld, hy is nie elke jaar dan nie. Ons verwys daarna as die Northern Lights van Neudville. So hy kom nie noodwendig elke jaar nie. Ja. So dis 'n baie unieke blom. Maar ek meen oor die algemeen is dieselfde blomme elke jaar daar. En hoe meer reën ons kry, hoe beter blomme uit ons natuurlik. En verbaas dit jou ook elke jaar om dalk 'n paar nuwe blommetjies ook in die proses te sien? Ja, dit is baie interessant.
Ek weet nie of ek dit mag, ek wil niks teen die Gautengers nie, maar die Gautengers wat kom blomme by ons kyk, Ja. hulle jaag gewoonlik daardeur as hulle het blomme gesien. Nou die belangrike ding van blomme kyk, veral by ons in ons area is, daar's baie plate blomme wat baie mooi is natuurlik. Ja. Maar jy moet uit jou voertuig uit klim, jy moet stap. Dan sien jy al hierdie verskillende goed en ek het elke jaar vir die laaste 5 jaar nog iets niets gesien. So ek weet nie of jy ooit mense kom soos mense wat voëls kyk, hulle kom met boeke daar en die merk die spesifieke blomme af wat hulle gesien het. So dis baie interessant. Ek het in die begin gedink ek ken blomme, maar daar's mense wat ons besoek wat baie meer weet van blomme. So dis baie interessant. Ja, en ek dink ook, jy weet, iets wat vir my baie duidelik is dat 'n mens eintlik dan nou tyd moet hê. Jy weet, van baie mense Ja. dink dalk dis 'n klein dorpie of 'n klein gebied, maar ons soveel om te sien en daarom moet 'n mens tyd hê. Het jy dalk enige wenke vir iemand wat daai blomseisoen dan nou vir die eerste keer wil beleef? En dalk ook net ek weet jy nou verwys na die tyd en waar die son presies moet wees, maar het jy enige ander wenke wat jy kan deel? Ja, as ek sê dit is moeilik, dit is weer moeilik. Ons die weer bepaal alles. Jy Ja. weet ons het byvoorbeeld verlede jaar het ons 'n baie goeie blommejaar gehad, maar nie noodwendig 'n goeie kykjaar nie, want dit was bewolk baie keer. Ja. Weet so dit gaan, dis hoekom die weer die rede van jy moet 'n bietjie langer daar bly dat jy iewers 'n sonskyndag gaan kry om die blomme te kan sien. Ja. Weet so ja, so ons en ek weet ek herhaal dit heeltyd, maar ons is op die natuur gebaseer en alles gaan oor die son en die reën. Absoluut. Dit is om 'n spesiale. Maar daar's baie ander goed. Ons het kunstenaars wat optree, ons het baie goed wat ons doen om mense te vermaak boonbehalwe die blomme. En ek dink die tyd het ons nou ingehaal, maar ek is seker daarvan die mense kan net vir jou gaan soek op sosiale media en as hulle enige ander vrae het, kan hulle na jou toe uitreik. Baie dankie dat jy ons vanoggend hieroor kom vertel het. Groot plesier. Goed, ons gesels net hierna met Regan Bersou oor sy nuwe enkelsnit. So bly net waar jy is, ons is nou weer terug. Dit was die splinternuwe musiekvideo en liedjie van Regan Bersou. Ja, Mielielande en hy's môre hier om bietjie oor die Mielielande met ons te gesels. Welkom. Dankie Pieter, lekker om hier by julle te wees. Baie lekker soos altyd man en baie geluk met die lekker nuwe liedjie. Baie dankie. Dit was lekker geweest om te maak. Ja, so dis lekker om hier te wees. Dankie. Hoorie en jy vat mense terug net op dit wat saak maak vir jou ook, jy weet. Daai herinneringe, net die platteland en om net te leef en lief te hê en te wees. Ja, ek dink daar's baie om te waardeer, né? Mense kyk baie in ek wil nie sê die verkeerde goeders vas nie, maar mense jaag iets. En ek dink dit is baie keer nodig net. Vat 'n stapie terug, geniet dit, dans in die Mieliland, doen bietjie, moenie net worry nie. Ja, so. Dit vat my terug. Ek kan onthou toe ek ook nog in die weermag was, dan onthou so en jy het ook maar vroeg jou pas gekry en goed dan. Toe sommer ook so in die pad, ek kan nog onthou, saam met een wat ek 'n lift gekry het, hy was bevoorreg genoeg om dan my meisie te hê daai tyd. Maar hulle het sommer so gestop en ook iewers in die straat en in die pad gedans. Ja, Dis lekker, partykeer moet ou maar net dinge doen sonder om aan te dink. Daar's iets aan dit om onder die sterre te dans. Mense doen dit man, met mense wat praat, hoor jy het jy al ooit so gedans in die aand onder die sterre? So baie min mense het al. So ek dink mense moet dit probeer. As jy Mieliland sien, ja, jy moet eers vir die boer vra. Trek bietjie af en gaan dans daar onder die sterre en kry daai gevoel. Maar dis ook die eenvoudige dingetjies wat altyd vir ou die mees memorable is dit nie waar nie? Ja, definitief en daai goed is verniet. Ja. So ja. Die musiekvideo is ook baie nice. Ek meen kom ons net die liedjie het jy nou min of meer gesê waar jy aan die gedagte gekom het. Vertel vir my van die musiekvideo ook. Less is more. So die musiekvideo is presies wat ons probeer doen net om dit so na as moontlik te maak om in die Mieliland te wees, maar ook net bietjie in te kleer. Ek hou van nice lig. So Donovan van Universal wat my vorige video ook gemaak het, hy doen magic met daai gitar. So lekker om saam met hom te werk. En dan het ons 'n company gekry van Klerksdorp, Brian van Stage Circuit, vra vir hom hoor die ou, sê asseblief vir my net 'n paar bulb lights kom opsit in die mielies, net om daai warm tipe gevoel te gee. Hoorie, toe bring hy daar al die ligte. Dit gelyk of waar 'n stadion gebou is. In die wêreld. So ons het regtig moeite gedoen. Daar's 'n ou in Parys ook wat die ou Ford F150s oorbou. Waldo Prins. En ek vra vir hom, hoorie, kan ek asseblief een van jou uit 'n klomp van hierdie Ford bakkies. En toe sê hy vir my, hoorie, jy kan kies watter een gaan jy wil hê. Kies ons nou hier daai two-tone. En so dis regtig, dit is mense van ons gemeenskap af ook, jy weet wat inkom en sê ons het nie
mooi mielies gehad in daai tyd en die vra ek vir my buurman, hoor jy kan ons in jou land kom skiet en verstaan jy, dis almal wat bymekaar kom en Almal hierdie het ding net gemaak het. geondersteun. Ja, maar Ja, dit wys so, en ons dit was baie lekker, dit was flippend koud geweest. was baie koud, maar jou oë het geglinster want Ja. daar was 'n spesiale dame mos nou saam met jou in Ja, die my verloofde Ronay, sy het gekom, ek het vir haar gesê, hoor jy, ek het regtig nodig dat jy saam met my in die ding, en toe sê sy ja, sy sal saam met my daar kom dans. So ja, baie lekker experience geweest. Is sy ook 'n groot inspirasie vir jou wanneer dit by die musiek kom? Hoorie, vandat ek en sy uitgaan is dit die enigste inspirasie. As jy elke liedjie van toe af, dis nou waar Plaaskat omtrent begin, is daar ietsie van haar. En elke liewe een van die songs. So dit is nou ja, eers sal mens 'n bietjie weer seker die tema moet verander. Of miskien hoef mens nie, maar mens skryf maar wat jy voel op daai stadium. Terwyl dit mos vir jou lekker is en terwyl dit vir jou werk. Sy ondersteun my ongelooflik baie. Dit help ongelooflik baie. En hierdie liedjie, wanneer word hy vrygestel? Vrydag. Ah, Ja, so die fyn. 17de kan mense hom gaan luister en gaan kyk. Ja. So môre is die groot dag. Baie dankie dat jy dit met ons kom deel het op hierdie donderdag. dankie dat julle ek het gehoor hierso kan mense 'n sneak peek kry van Ja, jy sien en ons het vir hom inderdaad, dis so lekker. Luister, maar jy's nog steeds happy daar met die boerdery en die dinge ook en jou balans is net vir jou so lekker gegaan. Die balans is ongelooflik goed. Ek is regtig dis genade dat jy albei van daai goeders kan doen. Om daar te kan bly is 'n ongelooflike voorreg om, jy weet, daar's baie goeders waardeur mense gaan op die plaas wat baie lekker is en goeders wat baie moeilik is. Maar ek dink dit leer mens baie, jy weet, om te volhard en so aan. So ek is dis net genade. Ek sê elke dag dankie dat ek daar kan wees en musiek kan doen nog. Nou ek is baie bly jy het Mielielande met ons kom deel want hierdie naweek is ek by die Vuur en Vlam plaaskuier in Bloemfontein. Dit klink Jy's by die volgende ene definitief daar Hoorie. saam met ons, maar glo jy vir my jou liedjie gaan hard weer klink daar. Hoorie asseblief, dit sal great wees. Stuur vir my 'n video as jy hom speel. Ek gaan dit daarso. definitief doen. Baie dankie. En dan kom kuier ek vir jou op die plaas. Vir julle daar op die plaas. Rigaan Brousseau met Mielielande. Kyk uit vir hom môre en hy gaan sommer lekker op al die speellyste verskyn. Dis natuurlik al van ons kant af. Onthou vir ons hoogtepunte program môreoggend en dan ook as jy in die Bloemfontein omgewing is, kom maak 'n draai by ons Vuur en Vlam plaaskuier. Dis al van my en die res van die span. Ons hoop jy het 'n lekker dag en ook 'n lekker naweek. Ons sien vir mekaar weer. Lekker dag.